Die Afrikaner afvaardiging onder leiding van die VF+-leier Dr. Corneille Mulder, wat pas uit Amerika teruggekeer het, spreek die media in Johannesburg toe en motoriste in Pretoria word gewaarsku om hul roetes betyds te beplan weens die sluiting van die N1 Suid. Welkom by die Afrikaanse nuus op 2 Julie. Die leier van die VF+, Dr. Corneille Mulder, sê daar is nog hoop vir Suid-Afrika se deelname aan die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika, oftewel AGOA. Dr. Mulder was die sameroeper van 'n Afrikaner afvaardiging wat pas uit Amerika teruggekeer het, nadat Afrikaner en Suid-Afrikaanse belange daar bespreek is. Die Amerikaners met wie daar samesprekings gevoer is volgens Mulder teen swart ekonomiese bemagtiging gekant en bekommerd oor plaasveiligheid en dat die sake eers reggestel moet word alvorens betrekkinge tussen Suid-Afrika en Amerika herstel kan word. Die voorsitter van die landbouorganisasie SAI, Dr. Theo de Jager, wat saam met Gerard Papenfoes, die uitvoerende hoof van die HASA, deel van die afvaardiging was, het vanoggend tydens 'n media-konferensie by die OR Tambo internasionale lughawe gesê dat hy tydens die besoek die idee gekry het dat die koel nog nie deur die kerk is wat die AGOA-ooreenkoms betref nie. Die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald, sê begrotingsbesnoeiings vererger oorbevolking, personeeltekorte en bendegeweld in korrektiewe sentrums. Hy het tydens sy begrotingsrede gewaarsku dat die departement se R29,2 miljard vir 2025-2026 onvoldoende is. 'n Kapitaaltekort van R222 miljoen kniehalter infrastruktuur en instandhouding, terwyl meer as 60,000 verhoorafwagtendes druk op geriewe plaas. Meer as 24,000 buitelanders kos die staat R11 miljoen per dag. Opposisiepartye het die begroting verwerp. Hulle eis beter rehabilitasie en het ook voorgestel dat die debat oor lyfstraf en selfs die doodstraf heropen word. Die ALR vir Gesondheid in Gauteng, Nomanto Nkomoralehoko, meen sowat 200 uit 800 prostaatkankerpasiënte van die Charlotte Maxeke Hospitaal in Johannesburg waarskynlik nie gevind sal kan word wanneer daar gepraat moet word oor die vertragings in die verskaffing van bestralingsbehandeling nie. Dit was in antwoord op 'n vraag van die DA se woordvoerder oor gesondheid, Jack Bloom. Volgens Nkomoralehoko is die sowat 200 pasiënte waarskynlik oorlede. Motoriste in Pretoria word gewaarsku om hul roetes betyds te beplan weens die sluiting van die N1 Suid. 5 bane sal môreoggend van 9 uur af tot 3 uur die middag van sowat 600 meter voor Riegelaan gesluit wees. Herstelwerk word aan die padoppervlak gedoen en motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik. Dis die belangrikste nuus van die dag. Dankie dat jy saam gekyk het.